Welkom terug. Die South African Hall of Fame Legacy Project is 'n organisasie wat geleenthede skep en hoop bring aan ons jeug. Roseanne gesels nou met hulle uitvoerende hoof, Johnny Burger, en saam met hom het hy 'n jong man wat onlangs sy eie Suid-Afrikaanse rekord in die 200 meter by die nasionale para-atletiek kampioenskappe verbeter het en ook goud in die 100 meter gewen het, Simphiwe Ditshava. Johnny, Simphiwe, baie welkom by Goeiemôre, good morning. I'm in the presence of a record breaker. Thank you so much for joining us, both of you. Johnny, hoe het jy jou en Simphiwe se paaie gekruis? Ja, jy weet, ek wil amper die Engelse term destiny gebruik. Ja. Ek weet almal weet al wat ons in die Hall of Fame doen, so ons bied geleenthede vir talentvolle kinders wat nie resources het nie, en hulle het my gebel oor Simphiwe Ditshava, en ek het sy juffrou Lizelle Olivier, wat eintlik maar sy ma se formidabele vrou, gekontak, en ek het deurgery Wesselsbron toe om hierdie seun te gaan ontmoet, en ek kan vir jou sê, ek het daar aangekom en ek het nie 'n idee gehad wat ek gaan kry nie, en ek is so dankbaar dat ek by hom uitgekom het, hy soos my eie seun, en ja, die res is geskiedenis. Vertel ons ook 'n bietjie meer oor die Legacy projek. Ja, ek dink daar's baie organisasies wat die land help. Jy weet, en hulle moet asseblief nooit weggaan nie. Ja. Ons wil nie die land help nie, ons wil die land verander. En hoe verander ons die land? Ons moet inspraak hê in ons toekomstige generasie. Jy weet, honderde duisende kinders val deur die krake. Dis nie hulle skuld nie. Hulle het net nie die finansiële bystand of ondersteuning nie. Jy weet, ons in die South African Hall of Fame het 3 kernideologieë, so verskoon die Engels, maar ons sê ons celebrate great achievements by extraordinary South Africans. So ons stel 'n klomp van die ouens ingehuldig, Mandela en Arts en Desmond Tutu en die 95 Springbokke. Maar hoekom doen ons dit? Ons doen dit sodat ons jeug kan inspireer, en dan wil ons hulle empower om holisties hulle volle potensiaal te bereik. So ons het hande gevat met Pretoria Boys en gesê, wie wat weet hoe maak ons, en ons het hulle ken al die talente in die land, en ons is by ander skole ook, en ons gee vir hierdie kinders ondersteuning in terme van hulle skoolfonds, koshuisgeld, holistiese ontwikkeling, ons kyk na hulle mediese onkostes, en ons bring eintlik maar net 'n boodskap van hoop. Jy weet, hoop is 'n wonderlike ding, ons weet nie wat dit doen nie, ons almal weet hoe dit voel. En hier sit my seentjie, Rekordbreker. dis die storie. Simphiwe, jou vrou het gesê, as jy besluit om iets te doen, is daar absoluut niks of niemand wat jou kan stop nie. Is dit hoekom jy by atletiek betrokke geraak het? Ja, soort van dit. En wat is dit van die resies wat jy doen en die atletiek en die oefening waarvoor jy so lief is? Hoekom is jy so lief vir atletiek? In 2022 het ek my eerste beleids gekry het om te gaan hardloop. Toe sê ek wil eintlik soos 200 doen nie, net 100, net om deel te neem. Toe sê my ma, ek moet 200 draai. Toe ek het draai, toe kom ek te deur. Nou voel ek, dis 'n motivation. Ja. Jy het nie net deurgekom nie, die rekord gebreek, jou eie rekord. Jy is jou ouma se kind, hoor, en sy is so trots op jou. Wat dink sy van hierdie nuutste sege van jou? Ja, sy dink ek gaan die hele wêreld verander en ander kinders ook inspireer om hulle talente te volg. Johnny, as jy kyk na al die prestasies wat hierdie jong man bereik, hoe voel dit vir jou om by so iets betrokke te wees? Ja, ek dink ek moet so 'n bietjie terug gaan op 6, gooi sy ma by die hospitaal of hy kry septisisme, hy verloor al 2 sy bene, hy verloor sy regterarm en hy het 2,5 vingers aan hierdie arm. Sy been draai by want hulle sit hom in 'n Afrikaanse laerskool en hy kan net Engels praat. Verlede jaar in graad 7 is hy top 5 akademies in sy klas. Hy breek die rekords, en ek weet 'n ou kan nie 'n deal met die Here maak nie. Ek het self nie 'n maklike kinderlewe gehad nie, en ek dink dit was die Here se voorbereiding vir my lewe, uit my geroep vir hierdie. En ek sê altyd vir die Here, as ek bid die dag wanneer 'n Simphiwe of een van hierdie kinders
op 'n Olimpiese podium staan en hy staan met 'n goue medalje as die dag wat ek kan doodgaan, want dan is my roeping vervul. Jy weet, gaan al hierdie kinders, ons het 35 kinders in totaal, gaan al hierdie kinders springbokke word, verseker nie. Gaan hulle springbokpaas word, gaan hulle springbokmans vir hulle vrouens word, gaan hulle springbok Suid-Afrikaners word. Dis waar agter ons gaan. Character supersedes talent. En ons bou en spreek in die holistiese ontwikkeling van hierdie kinders, en meer as net die talent. So ja, dis my roeping. Ek het dit nie gekies nie, Here het dit vir my gekies. Simpiwe, I was going to ask you who are some of your biggest supporters, but I think your very hugest, massivest supporter is sitting right next to you. Yes, How has the Legacy Project changed your life? Soon I came to Boys Eye. I found more opportunities in big city to carry on with my talent, then to show other children that are give upping. Yeah, to give them more motivation to not give up. Yeah, because I also came from, I wanted to give up when my blades broke. I wanted to give up, but after I get new ones, I decided to not, to carry on. Hoe lank vat dit vir jou om aan te pas met 'n nuwe stel blades? Aan te pas. Ja, as jy nou die ou een, jy raak gewoond aan die ou blades, nou het jy die nuwe blades, is dit onmiddellik dat jy weer kan vinnig word, of moet jy dit oefen om weer vinnig te word op die nuwe blades? Met die blades, ek het dit soos 2 weke voor SA's gekry. En toe het ek die tyd gekry om te oefen nie. Dit was akademie toets hierdie kant en SA's die kant. Toe het ek het soos 2 keer 'n week geoefen. Maar ek weet toe hoe het ek SA's deurgekom nie en my 200. Ek dink dis net gewoond aan die blades. Ja. Soorte blades. Ja. Johnny, hoe belangrik is mentorskap in hierdie Legacy Project? Ek dink is kardinaal, en dis kom ons hierdie kinders in prestigious skole sit, vir karakterontwikkeling, vir die kultuur in die skool. En dan het ons 'n multiprofessionele span wat na hierdie kinders kyk. So ons doen holistiese assesserings, want jy weet, my probleem is baie keer as ek mense vra wie is jy, dan sê hulle vir my wat hulle doen. Ja. En nie wie hulle is nie. Mense weet nie wie hulle is nie. En ons gaan in die 5 jaar en dan 3 jaar tot 3 jaar na hoërskool stap ons op pad met hierdie kinders om hulle karakters te ontwikkel. Om vir hulle te vertel presies wie hulle is. Dis lekker. Die multiprofessionele span het 'n assessering geskryf wat 'n monster is. So ons stap op pad met hierdie kinders om vir hulle te wys dat wie is jy in God se oë? Staan jy op die einde van die dag, en ek sê dit weer, character supersedes talent. En dit gaan maak dat as hy die enige op die podium staan, hy gaan 'n springbok wees van die lewe. So dis vir ons kardinaal, dis vir ons die belangrikste. Maar dit begin by die fondasie en dit begin by die kultuur en die karakter van die skool. Ja. Simpiwe, hoe balanseer jy die skoolwerk, dat jy nou top 5 akademies presteer en jy's besig om rekords te breek? Akademie, ek gaan altyd, soos as ek iets verstaan nie, ja, gaan ek altyd na skool, gaan ek na juffrou toe, en ek vra die vraag wat ek nie verstaan nie. Ja. Na dit, as ek soos by atletiek is, en ek oefen, dan onthou ek, dan sê ek altyd die vraag of die antwoord in my kop, wanneer ek soos hardloop. So jy multitask, jy doen 2 goed op dieselfde tyd. Johnny, die Legacy Project fokus op onderwys, kultuur en kuns. Hoe kry jy dit reg om dit dan nou te balanseer? Ja, ek dink dit kom terug na die karakterontwikkeling. Talent is vir ons belangrik. Jy weet, as ek kyk na van die springbokke en ek gaan kyk na die Mapimpi storie, dan besef ek as jy gaan kyk na die SuperSport se CEO en jy gaan kyk, ek kan honderde voorbeelde noem van ouens wat regtig net omdat hy 'n geleentheid gehad het. Vir my gaan dit oor die talent, nie oor die sport nie. Ja. Verstaan jy, skole waarmee ons besig is, hulle kyk na die talent. Hulle kyk wat se talent hulle soek in die skole en dan doen ons 'n volledige finansiële assessering en dan ook 'n karakterassessering en dan besluit ons wie die kinders is. So ons is nie gelimit tot 'n spesifieke sport of kultuuraktiwiteit nie. Ons kyk na die breë spektrum. En hoe betrek julle gemeenskapsleiers of mense om by die Legacy Project betrokke te raak? Ja, dit is baie interessant. Ek meen ons lewe in 'n land waar jou BE en regstellende aksie is 'n belangrike ding. Ek meen ons bly in hierdie land, ons het gekies om nie oor see te gaan nie, so ons moet 'n impak en 'n verskil maak. So ons het 'n level 1 non-profit trust
wat ons gebruik om al die groot maatskappye se behoeftes aan te spreek rondom geleenthede vir hierdie kinders. Ek dink die belangrikste ding van ons is traceable and measurable. En ek moet vir jou sê Acquisition International is 'n internasionale maatskappy wat ons sopas aangewys het as die most trusted NPO in Suid-Afrika. So dit is vir ons 'n groot ding. En van 'n mentorskap. Ek weet as jy gaan kyk na Victor Matfield en John Smith en Lucas Radebe, hierdie ouens wil teruggee. En hierdie ouens was 'n integrale deel, hulle is ambassadeurs van ons maatskappy en jy weet as ek vir John bel of ek bel vir Lucas sonder uitsondering, hulle is altyd gewillig. Simpiwe, wat lê vir jou nou voor? Jy het 'n rekord gebreek. Wat kan jy nou nog doen vir die toekoms? Nie net hierdie jaar of oor volgende 4 jaar nie. Wat wil jy nog bereik? Ek wil wil ek 'n Paralimpiese goue medal kry. Ja, soos ek daar by die eerste posisie staan met 'n goue medalje om almal trots te maak van jonka. En ek wil ook my akademie wat ook goed wees, so ek kan orthotis wees en ander kinders ook help wat iets nodig het. Jy is 'n inspirasie vir ons almal. Waar kan mense meer inligting kry, Johnny? Ja, ek dink gaan net op www.halloffame.co.za. Ons het al ons socials soos the South African Hall of Fame. Jy weet ek het johnny@halloffame.co.za. So jy moet net by Google gaan soek, is ons maklik opspoor. Baie dankie. Julle het my dag gemaak en dis nou eers net na 7. So baie dankie dat julle albei by ons aangesluit het. Oor na jou, Elsa. Ja, Simpiwe, ons glo in jou. En van goud op die podium tot goud in musiek. Ons kuier net hierna saam met Dion Groot om te gesels oor sy nuutste enkelsnit. Bly net waar jy is.